Baie welkom by Inspireer. Gister het ons gesels oor die idee dat Jesus weggaan, maar dat hy beloof het dat hy weer gaan terugkom. En terwyl Jesus hierdie belofte maak aan sy disippels dat hy weer gaan kom, kan mens nogal agterkom dat die disippels redelik ontsteld is oor die feit dat hy weggaan. Maar dan kom Jesus en hy maak 'n ongelooflike belofte aan hulle. Daar in Johannes 14 vers 16 lees ons die volgende. Jesus sê dit vir hulle. Hy sê: "Ek sal met die Vader praat. Hy sal vir julle 'n spesiale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad en dit is die pad van die waarheid." So Jesus kom en hy beloof hulle dat hy vir hulle hierdie helper gaan stuur. En dan weet ons dat hierdie belofte het waar geword. Dat Jesus wel, toe hy weggegaan het, lees ons dat in Handelinge op Pinkstertyd het die Gees gekom en het sy disippels gevul met hierdie ongelooflike krag en met sy teenwoordigheid. En is deur hierdie Heilige Gees en die krag van hierdie Heilige Gees wat die disippels letterlik die wêreld begin verander het. Nou daardie belofte is nog steeds geldig vir ons tot vandag toe. Die Heilige Gees, die Parakletos, wat letterlik beteken 'n persoon wat opgeroep word om te help, is tot vandag toe nog deel van Jesus se belofte, dat tot hy weer gaan kom, gaan hierdie Heilige Gees vir ewig saam met ons wees. En die Heilige Gees doen ongelooflik baie vir ons. En tot vandag toe nog, en ek gaan net so 'n paar noem, maar die Heilige Gees byvoorbeeld, hy maak sy woning in ons. Volgens Romeine 8 en vers 11, 1 Korintiërs 6 vers 19. Hy waarborg ons van redding. Volgens Efesiërs 1 vers 13 tot 14, 2 Korintiërs 1 vers 22. Hy gee vir ons krag om die Jesus lewe te lei en om te dien. Ons kry dit oral in Handelinge en dan in Galasiërs 5 vers 22, 23, jy kan dit verder daar gaan lees. Hy lei en leer ons in alle waarheid in, volgens Johannes 14 en Johannes 16. Hy oortuig ons van ons sondes en om reg te leef. Jesus sê dit ook in Johannes 16. Hy lei ons en gee ons rigting. Romeine 8 vers 14, Galasiërs 5, 16. Hy tree in vir ons deur gebed. Romeine 8 vers 26. Hy veroorsaak vrug in ons lewens. Bekende Galasiërs 5 vers 22 tot 23. En dan gee hy vir ons gawes waarmee ons die kerk kan versterk en opbou. So die Heilige Gees is tot vandag toe nog God se teenwoordigheid in my en jou lewe. Ek hoop jy het 'n great dag.